Vandag kyk ons na die vierkante of kwadrate, die derde magte en die wortels van breuke. Die vierkant of kwadraat van 'n breuk is die vierkant of die kwadraat van die teller op die vierkant of die kwadraat van die noemer. Met ander woorde, as jy die breuk moet kwadreer, gaan jy elke keer net die teller se kwadraat uitwerk en dit deel deur die noemer se kwadraat en dit gee vir jou kwadraat antwoord van 'n breuk. So, as ons het 2/3 se kwadraat, dan is dit 2 se kwadraat gedeel deur 3 se kwadraat en dit gee vir my 4/9. As ek kyk na 'n breuk soos 'n half se kwadraat, dan gaan ek kry dit is 1 se kwadraat gedeel deur 2 se kwadraat en dit gee vir my 1/4. Nog 'n voorbeeldjie van die kwadraat van 'n breuk as ek 'n 3/4 het en 'n 3/4 se kwadraat beteken mos nou jy moet hom met homself vermenigvuldig, so dan is dit dieselfde as 3 se kwadraat op 4 se kwadraat en dit gee vir my 9/16. 'n Ander metode wat jy ook kan skryf, wat op presies dieselfde neerkom, is as jy kyk na 2/3 se kwadraat, is dit 2/3 maal met 2/3, en soos wat ons uit die maal van breuke gesien het, het ons gesê ons maal ons tellers met mekaar en ons maal ons noemers met mekaar, so dit gee dan ook vir my 'n antwoord van 2 maal 2 is 4/9. Dieselfde metode kan jy gebruik by 'n half se kwadraat, kan jy sê dit is 'n half maal met homself, want dit is wat 'n kwadraat of 'n vierkant is, dan weer eens gaan jy die tellers met mekaar vermenigvuldig, en jy gaan die noemers met mekaar vermenigvuldig, en as jy daai som uitwerk, dan kry jy 1 maal 1 is 1 op 2 maal 2 is 4. Dieselfde met 'n 3/4, so dit is die twee maniere hoe 'n mens die kwadraat of die vierkant van 'n breuk kan uitwerk. 'n 3/4 se kwadraat beteken dit is 'n 3/4 maal met 'n 3/4 en dit gee vir my, soos ons met ons maal van breuke uitgewerk het, gee dit vir my, ons maal die tellers met mekaar, ons maal die noemers met mekaar en dit gee vir my 'n antwoord van 9/16. As ons kyk na die derde magte van breuke, dan sien ons die derde mag van 'n breuk is die derde mag van die teller op die derde mag van die noemer. Byvoorbeeld, as ons kyk na 2/3 se derde mag, dan kan ons sê dit is 2 tot die mag 3 op 3 tot die mag 3 en dit gee vir my 8/27. Die volgende voorbeeldjie waarna ons kan kyk is ook as ons 'n half het tot die mag 3, is dit 1 tot die mag 3 op 2 tot die mag 3 en dit gee vir my 1/8. Die laaste voorbeeld waarna ons kyk is as ons het ook soos 'n 3/4 tot die mag 3, dan kan ek sê dit is 3 tot die mag 3 op 4 tot die mag 3 en dit gee vir my 'n antwoord van 27/64. Dit is die kortpad manier. Die ander metode wat jy dan nou ook kon gevolg het, is as jy weet dis 2/3 tot die mag 3, is dit mos dieselfde as om 2/3 3 keer met homself te vermenigvuldig. Dit is wat ons geleer het toe ons met derde magte gewerk het, so dit is om dieselfde getalletjie 3 keer met homself te vermenigvuldig. As ons dan ons maalreël toepas van breuke, dan gaan ons die tellers met mekaar vermenigvuldig en die noemers met mekaar vermenigvuldig, en as ek daai doen, dan kry ek dit is 2 maal 2 maal 2 is 8 en 3 maal 3 maal 3 is 27. Dieselfde met as ons 'n half tot die mag 3 het, is dit mos nou presies dieselfde as wat jy 'n half
maal met 'n half, maal met 'n half. So, dan is die proses weer om die tellers met mekaar te vermenigvuldig en die noemers met mekaar te vermenigvuldig, en as ek die tellers en die noemers met mekaar vermenigvuldig het, dan kry ek 1 maal 1 maal 1 is 1 en 2 maal 2 maal 2 is 8. En my antwoord is presies dieselfde. Ons kan dit ook met 'n 3/4 tot die mag 3 gedoen het. As jy het 'n 3/4 tot die mag 3, dan beteken dit is 'n 3/4 maal met 'n 3/4 maal met 'n 3/4 en ek vermenigvuldig my tellers met mekaar. As ek my tellers met mekaar vermenigvuldig en my noemers met mekaar vermenigvuldig, dan kry ek 3 maal 3 maal 3 is 27 en 4 maal 4 maal 4 is 64. Dit is dan die vierkante of kwadrate van breuke, as ook die derde magte van breuke. Nou kan ons verder gaan kyk na die vierkantswortels van breuke. Onthou, die vierkantswortel is mos nou die teenoorgestelde van die kwadraat of vierkant. Die vierkantswortel van 'n breuk is die vierkantswortel van die teller op die vierkantswortel van die noemer. Byvoorbeeld, as jy die vierkantswortel van 16 op 25 moet bepaal, kan jy sê dit is die vierkantswortel van 16 op die vierkantswortel van 25, en dit is gee vir my 'n antwoord van 4 op 5. As ek byvoorbeeld het die vierkantswortel van 9 op 16, dan kan ek sê dit is die vierkantswortel van 9 op die vierkantswortel van 16, en dit gee vir my 'n antwoord van 3 op 4. Die derde voorbeeld wat ek gee is, ons 'n vierkantswortel het van 4 op 9, dan is dit die vierkantswortel van 4 op die vierkantswortel van 9, en dit gee vir my 2 op 3 as antwoord. Die derde magswortel van breuke werk op presies dieselfde beginsel. Die derde magswortel van breuke is die derde magswortel van die teller op die derde magswortel van die noemer. As ons kyk na die derde magswortel van 512 op 27, dan kan ek dit skryf as die derde magswortel van 512 op die derde magswortel van 27. Die derde magswortel van 512 is 8 en die derde magswortel van 27 is 3. En as ons dit gaan skryf as 'n gemengde getal, dan kry ons dit is 2 en 2/3. Die derde magswortel van 27 op die derde magswortel van 27 op 1000 ek kan skryf as die derde magswortel van 27 op die derde magswortel van 1000. En as ek dit uitwerk, is die derde magswortel van 27 is 3 en die derde magswortel van 1000 is 10. My finale antwoord is 3/10. Onthou, met alles wil ons altyd ons antwoorde in eenvoudigste vorm skryf. As ons die derde magswortel moet uitwerk van 8 op 27, kan ek dit skryf as die derde magswortel van 8 gedeel deur die derde magswortel van 27, en dit gee vir my 'n antwoord van 2 op 3. 2 op 3 is ook in sy eenvoudigste vorm. Sterkte met die huiswerkies vir hierdie les.